Okay, so om die spindels af te haal, altyd werk presies dieselfde. So jy begin met hierdie taperlock poelie, met die losmaak. So los, en net hier daarin. En dan moet jy die ander ene heeltemal uithaal. Hierdie wat ons hier doen is net om hom uit te kan trek, maar dit behoort julle ook te weet. Okay, so dan draai ek net pas hier so tot die skop. Ek gaan nog so 'n bietjie gaan. Waar kan jy sien kom hy uit? Okay. Hier kan jy afhaal. Dan kan jy nou hier onder kom kyk. Hierdie 3 boute loop reg deur en dan gaan ons hulle net van onderaf losmaak. Kyk, so trek net hierdie 3. Okay, dan as jy hom nou klaar losgemaak het, kan jy die hele spindel net na boontoe uittrek. Vat jy hom net so deur. Daar is hy. Okay, so om hierdie spindel te diens, is dit belangrik om te weet dat as jy jou daaglikse inspeksies doen, en jy kyk na hierdie dipstick, en jy sien die olie begin melkerig te word, dis nou nie die geval hierso nie. Dit kan gebeur van vog wat inkom as jy hom met 'n hoë drukspuit gereeld afspuit die masjien. Dit sal nie so maklik gebeur nie, maar dit kan met tyd. So dan is dit nodig om te doen wat ek nou doen en ek sal jou wys hoe om die spindel skoon te kry van die melkerige olie sonder om hom uitmekaar uit te haal. So wat jy doen is, eerstens dipstick uit, hierdie kie wat hier so agter is, haal jy uit, en dan daar is 'n gleuf waar die olie sou uitloop, so jy kan hierdie ding net so omkeer, dit gaan net baie lank vat. En natuurlik as die olie melkerig is, dan moet jy ongelukkig hierdie doppie net afhaal, maar dit is maar beter om dit in elk geval altyd te doen. Okay, so dan hierdie boute is net los, haal jy die doppie af. Ek sê so 'n bietjie vas op die O-ring en die olie. Daar kan jy hom sien, ons maak hom so lank skoon. Okay. Dan al wat jy doen is jy vat hierdie spindel, net pas op by die olie nou nie daar begin afloop nie, dan keer jy hom om in 'n oliepannetjie. Dat die olie daar begin uitloop, so daar kan jy hom sien. Gee hom 'n lekker kans dat hy behoorlik uitloop. En dan hierdie enetjie het ons nou klaar gedoen. So as dit sou wees dat jou olie sou melkerig wees, dan moet jy nou hierdie spindel uitspoel met iets soos parafin of diesel of petrol. Dis nie nodig om dit te doen as die olie skoon is nie. So ek gaan nou sommer net vinnig vir julle wys hoe ek dit doen. Ek gooi net so 'n bietjie parafin hier so in. As dit dan met vol is, en dan vas ek die as hier onder, en ek draai maar net hierdie huls aan die buitekant, tot hy lekker deur gemeng is, en dan gooi jy dit ook weer uit. So dit kan jy so 2 of 3 keer doen, totdat die melkerigheid nou behoorlik uit is, en dan gee hom net goed kans dat hy lekker uitloop. Maak jy mooi skoon die bo. Okay. So dan vat ons sommer, hierdie is nou net beerings wat loop in 'n as, hy loop teen ongeveer 3000 rpm. So jy soek 'n lekker dun olie, gewone enjin olie 15W40 is reg. As jy nie dit het nie, kan jy hidroliese olie ingooi, selfs radgasolie sal ook die ding doen. So jy gooi hom in, laat hy net deur die boonste beering sy vlak begin wys. Jy kan hom natuurlik hier deur die dipstick se gat ook optop elke dag as jy 'n inspeksie doen. As jy hom moet volmaak, is dit baie vinniger om dit natuurlik so te doen. En ons het nou die ding oop hier voor ons. Daar begin hy nou deurslaan boontoe. En as dit klaar is, dan kyk jy dat hierdie O-ring mooi in sy plek is. En dan kan jy maar hierdie doppie terugsit. Dan hierdie ringetjie se posisie
maak nie saak hier waar jy hom terug sit nie, dit maak wel saak as jy hom op die dek installeer, maar ek wys dit vir julle in daai videoetjie. So, dan draai hom maar net so vas, en hom maar net met die hand eers te draai. Hierdie ringetjie is aluminium, so moenie te veel spanning op hom sit nie, so wat ek doen is ek druk hom dan tot bo. En dan nou vas jy hom maar net daar, as jy hom dan vasmaak. Ek wil nie te veel krag op hom sit nie, omdat dit nou aluminium is, so ons stel hom met baie lae stelling. Ok. En dan kan jy hierdie kie net terugdruk daar, en jou dipstick kan ons gou net doodseker maak, die vlak is reg, maar hier sal reg wees as hy tot bo die beding is. So daar kan jy hom nou sien, die olie is skoon, so jy gaan nou nie baie sien op hom nie. En dan maak jy net seker hierdie opening hierso is maar net skoon gevee. Want sodra jy die poelie oorsit hierso, dan vorm hy 'n lippie wat bo hierdie lip gaan, wat dan die ergste vog en so aan uithou. Ok, dis dit. Ok, so om die spindels terug te sit, is dit belangrik om te kyk na hierdie opening hier. Hy moet na agter toe aan die masjien wys, ok? So, dan sak jy hom net in die gate in, en dieselfde vir die ander kant. Kyk, en laat hierdie opening agter toe wys. So, om die poelie terug te sit, maak jy net olie of grease, net om hierdie as, die keer dat hy nou nie later vast sit, as jy nou weer moet in die stankering doen nie. So, net so 'n bietjie olie daar, met hierdie poelie oorgedruk, so skuins, en dan kan jy hierdie lekker wat insit, en draai maar net totdat al 3 gate moet oplyn, dan druk jy die taper lock, dis hier die binneste gedeelte, druk jy in tot teen die skouer onder, en dan kan jy hom net vasmaak. Draai nou ook weer net eers 'n bietjie in, dat jy net weet hy lyn maar op, en dan kan jy hom ook vasmaak. Maak seker hy loop mooi. En dan doen jy presies dieselfde aan daai kant. So kom ons sit hom nou net aan die onderkant vas met sy 3 boute en ons is klaar. Ok, so dan draai jy nou maar net weer hierdie 3 moere met hulle springwassertjies op. En dan maak jy hom vas.